Ek en Maria, wat aan mekaar beloof, deur ons ouers, toe ons nog kinders was. Ek is so 'n paar jaar ouer as sy, en ons moes wag totdat ons groot word, voordat ons kan trou. En toe gebeur die verskriklike ding. Ek hoor, Maria is swanger. En ek weet, ek is nie die pa nie. Jy kon dink wat deur my gedagtes moes gaan. Totdat die engel in 'n droom vir my kom sê het. God self het hierdie baba deur sy gees gegee. Toe begin ons die pad saamloop. En toe dit tyd word dat ons moet gaan vir die sensus in Bethlehem, pak ons twee die pad aan, te voet, eers af van Nazareth af tot by Kapernaum, af in die Jordaanvallei, op Jerusalem se kant toe, en toe na Bethlehem toe. Miskien na 120 kilometer. En die skande, toe ek met 'n hoogswanger Maria by my ouerhuis aankom, en daar nie plek is in die gastekamer vir ons nie. En toe is Jesus gebore in die stal. Nou, daar's baie dinge wat toe gebeur het. Vir my as Josef is die belangrikste dat ek saam met Maria hom gaan toewy het by die tempel en dat hy besny is. Op die 8ste dag. Toe het ek hom wettig as my seun aangeneem. Hy het myne geword. Ek kon hom in my geslagsregister gaan inskryf. Daar het baie dinge gebeur. Ons het Egipte toe gevlug. Ons het teruggekom. Nou ja, hy was maar soos enige ander babiekie, né? Partykeer geoe,
En as jy vir hom optel, en so 'n bietjie sis in die ou windjies uitvryf, dan kom hy weer reg. Ek was maar so 'n bietjie van 'n onhandige pa gewees in die begin. En toe op 3, toe gaan hy skool toe. In die dorpsrabbi se skool, sommer daar waar ons gebly het. En ek moet nou sê, 'n skerp mannetjie, né? Skerp. Baie vinnig en goed gevorder. Deur al die fases van skool. Maar soos enige ander seun, gespeel, dinge gedoen, partykeer 'n bietjie gehelp met werkies. En uiteindelik toe hy so rofweg 12 was, eintlik hier net by sy 13de verjaarsdag, toe is ons Jerusalem toe. En het hy in 'n gesprek met die rabbies van Jerusalem hulle beïndruk met sy insig, sy kennis en sy wysheid. Nou, die pad loop toe verder, want hy moes vir 'n ambag grootgemaak word, gereed gemaak word vir die volwasse lewe. Nou ek is 'n tektoon, 'n vakman, 'n man wat bou en werk met my hande. 'n klein bietjie moet hout, 'n klein bietjie van al die goed wat jy hier rondom in my werkswinkel sien, maar meestal met sandsteen. Met sandsteen, kap, regkap, haakskap, sodat die sandsteen boublokke wat ons maak, ingemessel kan word in se porus, se theater, en die stadion, en die shopping mall, net so 6 kilometer van Nazareth. Hy's dood. Hy's regtig dood. Hulle het hom in die graf gaan neerlê. Ek het gekyk met my eie oë,
kaal om gaan neerlê het. Dit laat my dink, Here, U het beloof, toe die engel Gabriël na my toe gekom het. Ek was bang, ek was verskrik, ek was verward. En engel Gabriël het gesê, moenie bang wees nie. En ek het kalm geraak. Hy het gesê, ek gaan 'n seun kry, ek gaan swanger raak, en ek het vir hom gesê, dis onmoontlik, want ek het nog nooit 'n man gehad nie. Ek het nog nooit omgang met 'n man gehad nie, en hy het gesê, maar dit kom van U af. En hy het vir my gesê, ek moet hom Yeshua noem. Die engel het vir my gesê, Miriam, hy gaan die koning word. Hy gaan op die troon van Dawid sit, en hy gaan vir ewig, gaan hy heers oor die kinders van Jakob, oor Israel. En ek het vir hom gesê, omdat hy gesê het, dat U genade in my gevind het ek gesê, laat met my gebeur, soos wat U goed dink. Toe ons vir Jesus, vir Joshua, tempel toe gevat het, dat hy moet besny word, het Simon gekom en hy het vir my gesê, amper dieselfde as wat die engel vir my gesê het, wat Gabriël gesê het, en toe sê hy, eendag gaan dit vir my voel, asof 'n swaard teen my siel gesteek word. Ek verstaan dit vandag, maar ek verstaan ook nie. Ek het gedog, hy gaan nie koning word. Ek het gedog, hy gaan soos Dawid op die troon sit. En nou is hy dood. Ek onthou hoe hy mense gesond gemaak het. Ek onthou die liefde, waar hy meer die randfigure geroep het en gesê het, volg my. Ek onthou so baie dinge, maar ook al die vrae. Ek onthou die dag toe hy so baie stories vir gelykenisse vertel het. En ek en my seuns, Jakobus, Josef, Simon en Juda, die seuns wat ek by Josef gehad het. Ons het na hom toe gegaan, en ons het gevra, hulle moet gou vir hom sê, sy ma, ek Miriam, en sy broers is hier, ons wil hom gou sien. Dit wat hy gesê het, het vir my eers geskok, maar dit het ons almal, vir my en sy broers laat dink. Hy het gesê, wie is my broers, en wie is my ma? En hy het na sy disippels gekyk, en hy het gesê, hulle wat doen wat die Vader in die hemele wil, wat die wil doen van die Vader in die hemel, hulle is my ma en my broers. Hulle is my broer en my suster en my ma. En ons moes gaan dink, het was nie vir my lekker om dit te hoor nie, maar ons moes gaan dink, doen ons wat sy vader, ek weet mos wie sy vader, ek weet mos, ek het nie van 'n man swanger geraak nie. Hoe kon ek dit vergeet? Dit was altyd in my gedagte, maar tog ek het hom groot gemaak, ek het hom aan my bors gevoed. En ek het baie dinge nie verstaan nie, maar daai dag moes ons dink, ons moet mos ook volg. Ek moet mos ook volg. Ek was daar toe hy voor Pilatus gestaan het. Hoe verskriklik was dit nie toe hulle skree, ek voel 'n borskrik.
omgedraai. Ons het op ons bors geslaan, want ons was verskriklik hartseer. En hy het gesê, vroue, moenie oor my huil nie, huil oor julleself. Maar hoe kon ek anders? Ek het hom in die lewe gebring. En toe is hy gekruisig. Dit was verskriklik. Sy hande deurboor. Sy velle was van sy lyf afgeslaan. Dit was kaal. Velle, vleis, wat in flarde gehang het. Maar hy het aan my gedink. En hy het gesê vir een van die geliefdes, daar's jou ma, kyk na haar. Ma, daar's jou seun. En daar het hy gehang, kon nie asem kry nie. Hy was kaal, nie draadklere aan nie. Het 'n verskriklike skande vir hom, vir my. Deur die jare was dit 'n skande wat ons moes dra, dat hy 'n voorkind was. Dat Josef nie sy pa was nie, het almal geweet. Niemand het my geglo dat hy van die Heilige Gees gebore was nie. Niemand nie. Ons moes die skande dra, ek en hy. En hier hang hy die vloekhout voor my oë. En daai swaard gaan deur my liggaam, deur my siel. En hy skree met die bietjie asem wat hy het, my God, waarom het hy my verlaat? En ek skree saam met hom, Here, ek verstaan nie. Hoekom het hy hom verlaat? En toe sy dood en hy blaas sy asem uit en hy sê, ontvang my gees. En ek hoor dit en ek sien dit. En die pyn is sleg en die pyn is erg en ek gaan saam met sien van Josef Arimatea se graf toe. Josef het sy liggaam gevat en hom in die graf neergelê en ek het gesien hoe hy dit doen. Ek en Anne Maria Magdalena het huis toe gegaan en ons het olies voorberei. Ons was hartseer, ons kon nie ophou huil nie. Ons het olies met speserye voorberei. En ons het mekaar herinner, hy het gesê, hy gaan op die 3de dag opstaan, uit die dood uit. Maar op die 3de dag, want môre is Sabbat, en ons met die olie klaar maak voordat die Sabbat is, want die Sabbat moet ons rus. Maar op die 3de dag, Sondagoggend vroeg, met eerste lig het ek en sy gegaan. En toe ons by die graf kom, was daar 'n aardbewing. En die klip het weggerol. En die wagte het ons dooies geword. En ek en Maria Magdalena het in die graf ingegaan. En daar was niemand nie. Hy was weg. En skielik staan daar 2 engele. Hulle was soos weerligstrale. Ons verblind met spierwebklere, wit soos sneeu het hulle daar gestaan. Ons was verwonderd. Ek vra, wat het julle met hom gemaak? Ons wil sy liggaam voorberei en hy sê, nee, hy is nie meer hier nie, hy leef. Hy is nie meer hier nie. En weer, wat het dan van hom geword? Wat het van hom geword? En ek en die engele sê, gaan sê vir sy disippels. Hy het opgestaan uit die dood. Gaan na Galilea. Julle gaan hom daar kry. En daar kom 'n bietjie van 'n blydskap en 'n opgewondenheid. Kan dit waar wees? Hy het so gesê. Hoe kan ek dink ek moet hom nie glo nie? Hoe kan ek dink dis onmoontlik? Hy het in elk geval die hele tyd geleef en die onmoontlike moontlik gemaak. En ons stap uit en ons stap vinnig, want ons wil sy disippels gaan sê, en voor ons staan Jesus. Yeshua het ek hom genoem, het almal hom genoem. En hy sê,
gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea gaan. Hulle gaan my daar kry. Wat 'n heuglike dag. Ek wil vanaand vir julle wat vanaand luister, as jy oortuig is in jou hart dat hierdie die waarheid is, as jy oortuig is in jou hart dat Jesus leef, ons het hom Joshua genoem, julle noem hom Jesus, julle noem my Maria, dis die Griekse vorm, in Hebreëus en Aramees het almal vir my Miriam gesê, maar dit maak nie saak, ons praat van dieselfde persoon. Ek wil hê elkene wat saam met my glo dat hierdie werklikheid is, wil dit saam met my proklameer en saam met my sê, Jesus leef, hy leef. Wie gaan saam met my staan? Niemand nie? Glo dan nie een dit nie? Prys die Here, daar is mense wat staan. Ek wil hê ons moet dit uitroep, dat dit weergalm oor die berge en oor hierdie vallei moet dit weergalm. Jesus leef, hy leef. Kom ons sê dit. Jesus leef, hy leef. Kom ons sê dit. My liefdevolle Vader, ek wil vanaand in eerbied tot U nader. U is van 'n krib tot 'n kruis en was nie oral ewe tuis. Net 'n gewone seun sonder enige leuen. Tydens U grootwordjare was daar wonderwerke vir die skare. In U aardse lewe was geen fout, maar die einde was die harde kruishout. En daar aan die kruis was dit verseker seer, maar dit was alles vir my, liewe Heer. En toe gebeur Alles was uit liefde net, dat U die dood oorwin het. En wat moet ek nou maak? Wat is nou my lewenstaak? Ek kom lê my alles voor U neer, maar sien net U oë, tog so teer. Dis sondes wat ek so swaar moet dra. Vergifnis kom ek nederig nou hier vra. O Heer, asseblief vergewe my en maak my hartjie net weer bly. Help my om daagliks so te leef, dat ek ook ander sal vergeef. Ek kan maar net baie dankie sê, dat U my nog steeds na alles by U wil hê. En wanneer U my eendag hier kom haal, ek sal kan aansit by die hemelse feesmaal. Kom seën my nou, en maak my net aan U getrou. Amen.